Hartlike goeienaand aan elkeen van u en baie welkom weer by vanaand se Kruispaai Bybelstudie. Vir my is dit weer 'n aangename voorreg om saam met u die woord van die Here oop te slaan en daardeur aangemoedig, versterk en ondersteun te word. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, van harte wil ons eerstens vir u dankie sê vir u woord. En ons vir u dankie sê vir die voorreg wat ons het om u woord te kan oopmaak sonder dat ons beperk word daarin. Dankie vir daardie spesiale voorreg dat u woord met ons is en dat dit vrylik nog beskikbaar is. My gebed vanaand is dat u ons harte deur die Heilige Gees instem, sodat ons ontvanklik kan wees vir dit wat u met elkeen van ons wil deel. Ons wil graag hierdie Bybelstudie so plaas onder die autoriteit van Christus en ons kom vind skuiling onder daardie kosbare gestorte bloed van Jesus Christus, en so plaas ons die seën van Jesus Christus so op vanaand se Bybelstudie en dat die harmonie van die Heilige Gees ons deel sal wees. En dit vra ons alles in Jesus naam. Amen. Ons het die afgelope week saam gekyk in die aande spesifiek na geestelike gawes en ons het reeds na die manifestasiegawes en die motiverende gawes gekyk en vanaand wil ons saam gaan kyk na die bedieninggawes. Ek glo baie van u het in die verlede reeds gehoor al en kennis gemaak met die vyfvoudige bediening. Dis nie iets totaal al niets vir ons nie. En dit is presies wat hierdie bedieninggawes is. Nie elke persoon wat gelowig is of gelowig geword het en tot redding gekom het, het 'n bedieningsgawe ontvang nie. Maar dit is belangrik dat elkeen van ons hierdie gawes ook verstaan. Daar word ook soms na hierdie gegroepeerde gawegroep verwys as die leierskapgawes. En vir die kerk om te funksioneer soos die Here dit bedoel het, moet leiers, maar ook volgelinge, die aard en die funksie van die gesalfde leiers wat die Here binne in die kerk geplaas het, is dit belangrik dat ons dit verstaan. Net om ons gedagtes so 'n bietjie terug en ons in te stel op dit wat ons vanaand graag met mekaar wil deel, wil ek graag vir ons die skrifgedeelte lees vanuit Efesiërs hoofstuk 4 en ek gaan lees vanaf vers 7 tot 13. Vir die van u wat saam wil volg, ek herhaal net weer Efesiërs hoofstuk 4, vers 7 tot vers 13. Maar elkeen van ons is die genadegawe gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. En net nog vers 13, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate, die volle grootte van Christus. Vanaf hierdie skrifgedeelte sien ons dat Jesus Christus self leiers aanstel, as ons net kyk na vers 7, vers 11 en vers 12. En in hierdie gedeelte beklemtoon Paulus heel eerstens in die eerste gedeelte, eerste 6 verse, beklemtoon hy net die eenheid in die kerk en hoe belangrik dit is, en daarna gee hy aandag aan die verskillende funksies wat gelowiges binne die kerk het en beklee. Nou Paulus maak dit duidelik dat gelowiges die gawe ontvang wat die Here graag vir hom of vir haar wil gee, en dat sommige gelowiges gawes ontvang wat van hulle leiers maak met die verantwoordelikheid om ander ook op te lei vir diens. Ons sien ook dat dit Jesus Christus self is wat hierdie gawes aan ons as mens gee. As ons dan net na die oorsig gaan kyk van vanaand se Bybelstudie, dan sien ons vanaand se Bybelstudie is om eerstens te kyk na die raamwerk vir die bedieninggawes en daarna ook die funksie van elke gawe.
Volgens die raamwerk van die Bybelstudie vir vanaand sien ons Jesus het bepaal dat daar leiers in 'n kerk sal wees. En Jesus het aan alle mense gawes gegee, maar party ontvang leierskapgawes. En dan Jesus gee begaafde leiers aan die kerk. Nou ons het reeds vir mekaar gesê dat Jesus bepaal het dat daar leiers in die kerk moet wees en dat Jesus gawes aan mense gee, maar net party mense ontvang hierdie leierskapgawes. Jesus gee ook begaafde leiers aan die kerk, soos ons in vers 11 en vers 13 van Efesiërs hoofstuk 4 gesien het. En daarmee wil ek nou nie vanaand die persone wat in die bediening staan en leierskapposisies in die kerk beklee, beskryf as begaafde leiers nie. Dit is die term wat die Bybelstudie materiaal gebruik, om net klem te lê dat dit persone is wat die Here toevertrou het met 'n sekere gawe, om op so 'n manier dan diensbaar te wees binne in die gemeente en binne in die kerk. Nadat Jesus die gawe aan die mense gegee het, gee hy hierdie mense dan vir die kerk. Maar die kerk behoort nie aan hierdie mense nie, maar die kerk, soos ons almal weet, behoort aan Christus. En hierdie mense wat die Here aan die kerk gee, hulle dien die Here deur die kerk te dien en diensbaar te wees binne in die kerk, of soos ons baie keer die term ook gebruik, binne in die gemeente. Terwyl die bediening van gawes wel die autoriteit het om die kerk te lei, en op so 'n manier dan die struktuur van die kerk dan saam te stel, is dit belangrik dat daardie persoon aan wie hierdie leierskap gawe toevertrou is, dat hy dit met sy hart uitvoer en op daardie manier uitoefen, want die gevaar kom daarin dat wanneer hierdie autoriteit nie vanuit die hart uitkom nie, dan word dit 'n heersende en 'n beheerende tipe van leierskap binne in 'n gemeente en binne in die kerk. En soos ek reeds gesê het, alhoewel die kerk nie aan die leiers behoort nie, behoort die leiers ook nie aan die kerk nie. Hulle is nie dienaars van die mense nie, maar van die Here, maar tog dien hulle die Here deur mense te dien en diensbaar te wees vir hulle medemens in die samelewing en binne in die gemeente. As ons verder kyk na die raamwerk, dan sien ons leiers bestaan om die heiliges vir diens toe te rus, nie om alles self te doen nie. Dan die bedieninggawes is funksies, eerder as posisies, en ons gaan 'n bietjie later ook daaraan aandag gee. En dan die bedieninggawes sluit beide plaaslike en reisende bediening in, en daarop gaan ons ook nog 'n bietjie uitwy. Volgens Efesiërs 4 vers 12 gee Jesus Christus leiers om die heiliges vir bediening in 'n gemeente of binne in 'n kerk toe te rus. En nou kan ons onsself die vraag afvra, hoekom plaas die Here begaafde leiers in die kerk? As ons vanaand eerlik met mekaar moet wees, sal die meeste hedendaagse Christene erken dat hulle glo die Christelike en geestelike leiers se funksie is om die werk van die bediening te doen. Lidmate het die voorreg om net dienste by te woon en te ontvang. Maar hierdie is 'n gevaarlike misleiding as 'n mens dit sou glo. Die Bybel sê duidelik dat die leier se funksie is om alle gelowiges op te lei om die werk van die bediening te doen. Of ons daarvan hou of nie daarvan hou nie, elkeen van ons as gelowiges moet die rol van 'n priester vervul. As ons kyk na Efesiërs 4 vers 12, dan maak dit melding van twee deurslaggewende verklaringe vir gesonde en groeiende uitbreiding van die gemeente of die kerk. En ek lees dit net graag weer vir ons, Efesiërs 4 vers 12. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Eerstens gee Jesus Christus leiers om gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk in hulle gemeenskap of binne in die gemeente. Maar dan tweedens sien ons ook, moet lidmate van die kerk toegerus word vir die opbou van die liggaam van Christus. Die logiese gevolgtrekking wat gemaak kan word, is dat wanneer leiers nie fokus op die voorbereiding van mense om die werk van die bediening te doen nie, dan is dit moeilik vir so 'n kerk of so 'n gemeente om te groei.
tot volwassenheid. En as lede en selfs leiers hierdie leen glo dat die leiers alleen verantwoordelik is vir hierdie bedieningswerk, dan kom die kerk nooit tot volwassenheid in Christus nie. Daarom is gemeentebetrokkenheid so belangrik. Die liggaam van Christus het slegs die vermoë om te groei wanneer elke persoon, hy of sy deeltjie doen en sy bydra lewe. Dit is ook belangrik vir elkeen van ons om te verstaan dat die bedieningsgawe eerder 'n funksie is as 'n spesifiek 'n posisie. Die feit dat Christus aan die mens die bediening van 'n apostel of profeet of evangelis, herder of leraar gegee het, beteken nie outomaties dat so 'n persoon autoriteit in die plaaslike gemeente het nie. Slegs eers wanneer sy gawe deur die kerk erken word en hy tot ouderlingskap toegelaat word, het hy daardie uitvoerende autoriteit in die kerk of in 'n gemeente. En dit word bestuur volgens daardie bestuurende leierskap van 'n kerk, hoe dit dan ook al saamgestel word. Die bedieningsgawe moet dus primêr as 'n funksie gesien word, met dien verstande dat die gawe gewoonlik daartoe lei dat die persoon wat die gawe ontvang het, 'n formele leierskapposisie moontlik in die toekoms kan inneem of beklee in die kerk of in die gemeente. En wanneer ons na die bediening in die algemeen gaan kyk, dan is dit duidelik dat die bediening in 2 kategorieë kan plaasvind. Eerstens plaaslik, maar ook in 'n reisigende hoedanigheid. En die bedieninggawes sluit beide van hierdie funksies ook in die reisende hoedanigheid, maar ook in die plaaslike bediening, in die plaaslike gemeente of die plaaslike kerk. Nie alle kerke het al hierdie bedieninge nie, en dit is ook nie 'n vereiste nie. Party is reisende bedieninge terwyl ander plaaslik is. Om meer spesifiek te wees, die bediening van 'n apostel is uitsluitlik reisend, terwyl die bediening van 'n herder uitsluitlik plaaslik plaasvind, net om ons gedagtes so bietjie daar rondom te sit. Profete, evangeliste en leraars kan plaaslik of reisende bedieninge hê. Hulle kan by hulle tuisgemeente gebaseer wees en hulle bedieninge daar uitleef en bedien, of hulle kan op uitnodiging na 'n ander gemeente reis en sodoende die gawe waarmee hulle toegerus is gebruik om ander gemeentes ook te dien en op te bou. Die Here bemagtig sekere persone in die kerk om ander na geestelike volwassenheid te lei, en is belangrik om dit te erken, daarvan te weet, maar dit ook te respekteer. Ons kan ook vervolgens kyk na die funksies van elkeen van hierdie bedieningsgawes, en op die skyfie wat tans vir u vertoon word, sal u sien daar word melding gemaak van die apostel, die profeet, die evangelis, die herder en die leraar. Die teoloog Larry Tomczak het die 5 bedieninggawes op so 'n manier beskryf, soos hy dit tans gesien het in daardie skyfie. Die apostel is om te bestuur, die profeet is om te lei, die evangelis is om byeen te bring, die herder is om te beskerm, en dan die leraar is om vas te lê. En wanneer ons dit in hierdie konteks sien en op hierdie manier na die verskillende bedieningsgawes kyk, dan verstaan mens dit dalk ook so 'n bietjie makliker en word dit vir ons as lesers ook duideliker. Vervolgens wil ek saam met elkeen van u gaan kyk individueel na elkeen van hierdie bedieningsgawes, hoe hulle binne die raamwerk van die kerk funksioneer en wat elkeen van hulle ook beteken. As ons eers na die funksie van die apostel gaan kyk, dan word hy voorgestel as 'n algemene praktisyn. Hy is die fondasiebouer, hy begin onder met die evangelie boodskap, en hy is natuurlik ook 'n dienaar, en hy word gedefinieer as 'n man of 'n persoon wat deur God gestuur is om kerke te plant, en as geestelike vader dan vir daardie kerke of gemeentes op te tree. Ons kan onsself ook die vraag afvra, wat doen die apostel? Die woord apostel is
is afgelei van die Griekse woord apostolos, wat beteken die een wat gestuur is. Nou hierdie betekenis verwys na 'n goedgekeurde verteenwoordiger, iemand wat met autoriteit gestuur is om namens iemand anders te praat of op te tree. Die apostel is dus 'n spesiale gesant van Jesus Christus wat deur die Here op 'n sending gestuur is, en dit is gebaseer op die patroon van Paulus se bediening wat ons so duidelik in Paulus se bediening sien. Dit is basies die werk van 'n apostel om 'n nuwe kerk te gaan plant en as geestelike vader op te tree vir so 'n kerk of sy leiers of in daardie gemeente. 'n Apostel is 'n persoon met daardie spesiale vermoë om kerke te vestig. Dit vereis 'n wye reeks vaardighede en die apostel is daarom eerder 'n algemene praktisyn, soos ek reeds gesê het, as miskien 'n spesialis op sy gebied. Hulle moet meer algemene vaardigheid hê van elkeen van die ander 4 bedieningsgawes om kerke te begin en te versterk, maar hulle kan nie net deur een faset van 'n taak besig gehou word nie. Hulle is amper besig met elkeen van hierdie funksies om 'n gemeente tot stand te bring of om 'n kerk te plant. Die hart van die apostoliese bediening is om die fondasie te lê, soos ons reeds ook na verwys het. Apostels is toegewy daartoe om gemeentes in die basiese waarhede van die Christelike geloof en die lewenswyse gevestig te kry. Hulle verkondig die evangelie, vestig die basiese leerstellings wat behoorlik is in 'n lewe wat gewy is aan Christus binne in so 'n gemeente wat hulle gestig het of 'n kerk wat hulle geplant het, en dan stel hulle ook godsvreesende leiers aan en dan beweeg hulle aan na 'n volgende area waar hulle net weer van vooraf begin om die fondasie te lê, lering te gee, soos wat ons reeds vir mekaar gesê het. Die vraag word baie keer gevra of die ampt van apostel beëindig is na die 1ste eeu. Nou, dit is belangrik om te besef en vir mekaar te vra, wat bedoel ons met die ampt van apostel? Die Nuwe Testament impliseer 2 tipes van apostels. Aan die een kant was daar hierdie uitgesoekte groepie mans wat ooggetuies was van Jesus se lewe en van sy opstanding en wat persoonlik deur Christus as spesiale gesaghebende boodskappers aangestel is om sy woord in die evangelie te verkondig en te spreek en ook die Bybel te skryf. In hierdie sin was die Nuwe Testamentiese apostels die opvolgers van die Ou Testamentiese profete. Hulle is God se gesaghebende woordvoerders op aarde. Nou, aangesien daar nie meer ooggetuies van die opstanding vandag bestaan nie en omdat die Bybel reeds volledig is daar nie meer apostels in hierdie sin van hoe ons dit sopas vir mekaar beskryf het nie. Daar is egter 'n ander soort apostel, 'n persoon wat geroep is en geroep word om 'n nuwe areas baanbrekerswerk vir die Here te doen deur kerke te plant en gemeentes te stig en dan as geestelike vader op te tree vir daardie kerke en gemeentes. Op 'n minder spesifieke manier het Christus nog altyd apostels aan die kerk gegee. Hierdie is persone wat deur die Here gestuur is om die evangelie in nuwe areas te gaan verkondig en kerke dan daar te plant as dit moontlik is. Nog 'n vraag wat baie keer gevra word, beklee 'n apostel die hoogste rang in die bedieninggawes, as mens dit so wil beskryf. Nou, dit is die mode in hedendaagse bediening om die apostel as hoogste rang van die bedieninggawes te beskou, en daar is heelwat denominasies wat hierdie siening deel en dan die apostel heelwat, ek wil amper sê, op hemel as die belangrikste en die hoogste rang in die bedieninggawes. En daar word 2 argumente gebruik om hierdie beweringe te staaf. Eerstens word die apostel bo aan die lys van die bedieninggawes genoem, soos ons gelees het in Efesiërs 4 vers 11. En tweedens, apostels het die hoogste rang beklee en was die mees gesaghebende leiers van die vroeë kerk. Paulus het egter nie probeer
om die gawes in 'n sekere volgorde van belangrikheid te lys nie. Hy het nie daarin geglo dat die verskillende bedienings met mekaar vergelyk moet word nie. En gedurende hierdie week het ons reeds gehoor dat die gawes ewe belangrik is, maar op verskillende maniere. Die gawes het eweveel waarde. Hulle vorm nie 'n rangorde waar volgens die apostels en profete die meeste gesalf is nie. Verder kan 'n suksesvolle herder of evangelis nie bevorder word na, ek wil amper sê, die ampt van apostel as 'n beloning vir sy sukses of sy volgehoue dienswerk in 'n gemeente of in 'n kerk nie. 'n Persoon word slegs 'n apostel wanneer die Here hom stuur om baanbrekerswerk te doen. En die mens kan nie die apostoliese salwing as 'n statussimbool aan iemand toeken vir getroue werk of as 'n statussimbool nie. Tweedens kan ons gaan kyk na die funksie van die profeet. Die profeet word beskou as iemand wat vooruit kyk en vooruit beskou, maar hy's nie 'n voorspeller nie. Hy's 'n profeet en nie noodwendig 'n prediker nie. En hy's ook nie gelyk aan die skrif wat ons vandag tot ons beskikking het nie. En die definisie sê hy's 'n visionêre leier wat sensitief is vir die gees en vir die situasie. Nou, die bediening van die profeet is die godgegewe vermoë om die goddelike wil en doel vir die mense van God en God se volgelinge op aarde op 'n spesifieke tydperk te interpreteer. Profete het die gawe om aan te voel wat op daardie oomblik die hart van die Here is en om daarop aandag te gee en selfs die mense aan wie hy die bediening gee, se aandag daarop te vestig wat die Here se wil op daardie stadium is. Die bediening van profesie is natuurlik tot stigting, tot opbouing en lering en ook in sekere gevalle om demoniese werking aan die lig te bring en dan ook kragteloos te stel en uit te dryf en dit te vernietig. Deur die profetiese bediening word ons ook vertroos en bemoedig, soos ons lees in 1 Korintiërs 14 vers 3. Kom ons lees dit saam, 1 Korintiërs 14 vers 3. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging, net om dit in ons harte te bevestig. Die gawe van profesie moet altyd rigting aantoon na die Here toe. Daar behoort ook 'n konstante werking in die woord te wees ten opsigte van kennis wat ons daardeur ontvang en wysheid wat ons verkry en natuurlik die onderskeiding van geeste. Hierdeur openbaar die Here ook sy woord vir ons en lig sekere betekenis daarvan vir ons toe en daardeur word dit ook in ons harte opgeneem en in ons lewens bevestig. Profete is mense wat sensitief is vir die woord van die Here, die Heilige Gees eer en ook sensitief is vir sekere situasies. Dit is vir hulle moontlik om aan te voel hoe die Gees van die Here sy openbaring op huidige situasies wil toepas en wil meedeel. Profete leef intiem saam met die Here en hulle gee ruimte in hulle persoonlike lewe vir die geskrewe woord van die Here en in hulle persoonlike gemeenskap gee hulle ook baie aandag in gebed en hulle eer ook die gemeenskap van die Heilige Gees in hulle eie lewenswandel met die Here. En omdat hulle sensitief is vir die Here en situasies goed kan opsom, word daar baie keer na hulle verwys as visionêre leiers, soos ons aan die begin ook gesien het. Ons kan ons die vraag ook afvra, wat is die verskil tussen die bediening van 'n profeet en die gawe van profesie? Net soos wat elke Christen kan evangeliseer, maar nie noodwendig 'n evangelis is nie, kan elke Christen profeteer, alhoewel hy nie 'n profeet is nie. In albei gevalle is die verskil meer in graad as in aard.
'n persoon word as 'n evangelis beskou as hy 'n uitsonderlike passie vir evangelisasie het en aanhoudend evangeliseer en bewyse van die Here se salwing op evangelisasie pogings het en dat dit sodoende 'n bewys is. Hy blink met ander woorde daarin uit om ander mense na Christus toe te lei. Net so sal iemand wat as 'n profeet beskou word, ook meer beskou word daarin as hy gereeld met sy gawe van profesie deur die Here gebruik word. Ek het 'n baie goeie verduideliking hiervan gehoor en in hierdie verband was dit vir my so beskrywend geweest. Wanneer ons dink aan Bileam se donkie, het hy slegs eenmaal geprofeteer. Die donkie het nie daarna 'n profetiese bediening begin of 'n profetiese bediening gehad nie. Die Here het hom net daardie een keer nodig gehad en dit was al gewees. Ons kan ons ook afvra, wat is die verskil tussen profesie en prediking? Nou in party denominasies stel hulle profesie gelyk aan prediking. Hulle redeneer dat voor die Nuwe Testament geskryf is, profete die woord van die Here aan die kerk verkondig het. Voordat die Bybel volledig is die taak van die profeet oorgeneem deur predikers wat die geskrewe woord van die Here verklaar het aan die wat toegehoor het. Hierdie verduideliging is egter nie so oorredend nie, omdat selfs die Nuwe Testamentiese predikers en leraars onderskei is van die profete. Profete het hulle boodskap direk van die Heilige Gees gekry, terwyl predikers en leraars die skrifte, of in baie gevalle die Ou Testament, verklaar het en die apostels die leerstellings, soos ons vind in die Nuwe Testament, daarop dit uitgeleef het en ook aan ander verkondig het. Wat wel gebeur is dat deur middel van prediking ons baie keer 'n profetiese boodskap ontvang wat vir ons duidelike riglyne in 'n sekere saak gee of wat ons persoonlik direk aanspreek of inspraak lewer in 'n sekere situasie wat ons tans in ons lewens beleef. Ek dink die meeste van ons het al so 'n ondervinding gehad dat na woordbediening en ons by die kerksaal uitstap, dan sê ons vir mekaar, vandag het die Here met my gepraat. En dit is wanneer ons daardie profetiese woord ontvang, wanneer daar deur die woord met die Here, deur die woord van die Here met ons gedeel word op spesifieke plekke wat dan aandag geniet in ons eie lewens en ons dit dan direk as 'n boodskap van die Here kan ontvang. Daar word ook baie keer gevra, hoe gesaghebbend is die woord van die profeet in die Nuwe Testament? Nou daar is geen aanduiding dat die Nuwe Testamentiese profesie oorweeg is as gelykstaande aan die gesag van die woord van die Here of van die Bybel, soos ons dit vandag het nie. Die profete het gedeel wat hulle gevoel het die Here vir hulle gewys het. Hulle boodskap was in die vorm van woorde van bemoediging, woorde van aanwysing of van toepassing van Bybelse waarhede vir so 'n huidige situasie. Net soos die insig van die moderne profete nie gelyk staan aan die gesag van die woord van God nie. Die profeet bring klarigheid, hy sien die eindbestemming. Ons kan dit ook so sien dat wanneer ons gaan kyk na die apostel, dan sien ons, hy sien die bloudruk, hy het die hoe om dit te doen, terwyl die profeet wys op die spesifieke pad om te loop om op die eindbestemming uit te kom. Hy motiveer leiers en gelowiges. En dit is ook baie belangrik om altyd te onthou dat die profeet nie 'n motiveringsspreker is nie. Hy gee rigting en die eindbestemming aan en hy gee dit deur te gee dit wat die Here nou wil sê of implementeer in 'n gemeente of in 'n kerk. En baie keer kom daar ook 'n waarskuwing vir sekere gevare. En dit moet ons altyd onthou dat die bedieningsgawe van profesie, wanneer dit deur 'n persoon kom, dat daardie persoon nie net gesien moet word as 'n motiveringsspreker nie. Nou kan ons kyk na evangeliste. Evangeliste, hulle is gewoonlik reisend, maar dit gebeur ook soms dat hulle plaaslik is. Hulle werk gewoonlik maar nie altyd deur gawes en gesondmaking, dis baie keer 'n teken van hulle werk.
en die definisie sê dat hulle 'n baanbreker is met 'n passie om die evangelie kragtadig te verkondig. Nou die woord evangelis kom van die Griekse woord wat afgelei is evangelistus, een wat die goeie nuus verkondig. Die evangelis is die een wat die evangelie van Jesus Christus verkondig en hierdie persoon het die spesiale vermoë om die boodskap van redding vir sondaars te bring. Evangeliste is baie keer baanbrekers. Hulle passie lê daarin om te sien hoe verlorenes deur Christus gered word. Hulle munt nie noodwendig daarin uit om disippels van bekeerlinge te maak of om kerke te plant nie. Hulle versamel eerder die mense en laat dit aan die apostels en die herders en die leraars oor om hierdie mense na volwassenheid in Christus te lei. Die Here doen baie keer wonders en tekens deur hierdie mense om die evangelie te bekragtig. Ons sien 'n pragtige voorbeeld in Markus 16 vers 20 daarvan en ek lees dit graag vir ons, Markus 16 vers 20. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Hierdie gedeelte beskryf die lewe van die disippels na Jesus Christus in die hemel opgeneem is en ons sien ook dat die woord bevestig is deur tekens wat baie keer daarop gevolg het. Het alle evangeliste dan 'n reisende bediening? Weens hulle klem op baanbrekerswerk, soos ons aan die begin gesê het, spandeer baie evangeliste die meeste van hulle tyd aan reis van die een plek na ander om die evangelie te verkondig. Maar partykeer is dit ook wel moontlik dat hulle aan een gemeente verbonde is en in een area werk. Maar waar die senior herder van 'n gemeente as 'n evangelis geroep is dit dan ook belangrik dat hy daarvan 'n punt maak om goeie herders en leraars om hom bymekaar te hê, om die vrug van sy uitreikbediening in stand te hou. Omdat hy evangeliseer, is dit belangrik dat daar ander persone is om dan hierdie persone wat tot redding gelei is, weer tot volwassenheid in Christus te lei. En dan kan ons, terwyl ons daaroor gepraat het dat evangeliste se werk soms deur wondertekens bevestig is dit altyd die geval, maar dit is nie 'n reël nie. En nie in almal se geval is dit nie, maar die Here openbaar baie keer sy krag wanneer die evangelie aan ongereddes verkondig word deurdat daar so 'n gebeurtenis plaasvind. En kerkgeskiedenis wys ons ook dat wonders makliker plaasvind wanneer die evangelie aan ongeredde mense verkondig word, as byvoorbeeld wanneer die evangelie gesamentlik by 'n aanbiddingsgeleentheid verkondig word. Die volgende bedieningsgawe is die gawe van herder. Dis 'n mensgeoriënteerde leierskap. Die herderlike gawe verskil van die herderlike amp. En as definisie word dit gedefinieer, 'n herder wat vir die mense van God sorg. Die Griekse woord vir herder is poimen en die gewone woord vir skaapwagter soos ons dit ken. 'n Herder is dus 'n skaapwagter of oppasser, iemand wat na die mense van die Here kyk, na sy kudde, na die skapies van die Here, na hulle omsien. En herders is mensgeoriënteerd. Hulle passie is die besorgdheid oor die welstand van ander. Hulle gawe is om die Here se kudde te versorg en na hulle om te sien. Hulle beskerm ook daardie kudde van hulle en hulle help hulle wanneer hulle deur 'n moeilike omstandigheid of 'n moeilike tyd gaan en hulle lei hulle ook na weivelde deur hulle met die woord van die Here te voed. Charles Jefferson noem 'n paar hoofpligte van 'n herder. Hy sê 'n herder is 'n wagter. Hy's konstant daarop uit om te wag, om te kyk waar daar gevaar is. Hy's ook 'n oppasser. Hy beskerm teen aanvalle om dit op so 'n manier dan af te weer. Hy's ook 'n gids. Hy's 'n gids vir sy skapies wat na weivelde van die woord van die Here gelei word.
Soms tree ek ook op as 'n dokter of geneesheer van geestelike siektes wat daar moontlik onder die kudde is. Hy is 'n voerder, hy verskaf voeding deur middel van die woord van die Here aan die kudde. En dan is hy ook in baie gevalle 'n geliefde. Hy is lief vir sy kudde, hy is lief vir sy skapies, omdat hy hulle ook persoonlik ken, daai persoonlike verhouding wat die herder met hulle het. En dit sien ons so baie in gemeentes, wanneer daar 'n gemeenteherder is, kan ons so maklik, dit wat ons reeds vanaand met mekaar gedeel het, so maklik in ons eie gemeente identifiseer, daardie gawe waarmee die Here mense toegerus het om na gemeente om te sien. Volgende kyk ons na die leraar. Hierdie persoon is taakgeoriënteerd en is taakgeoriënteerde leierskap. Die leraar maak teologie eenvoudig en prakties en sy definisie is, hy is 'n wyse man met die vermoë om die Bybel te verlewendig. 'n Leraar is 'n persoon aan wie die Here die gawe gegee het om sy woord te interpreteer en dan ook aan ander te verduidelik, sodat ander mense dit weer op die regte manier kan verstaan en ook in hulle lewe kan toepas. Die Here plaas begaafde leraars in die kerk om seker te maak dat sy woord verstaan word. Goeie leraars verseker die suiwerheid van die leerstellings wat verkondig word en dat die relevantie ook van die Bybel in hedendaagse omstandighede in die tyd waarin ons vandag leef. Die taak van die leraar word die beste deur Esdra in die boek Nehemia gedemonstreer. En dis ook 'n skrifgedeelte wat ek graag vir ons wil lees. Nehemia 8 vers 9. Nehemia 8 vers 9. En hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik voorgelees en dit verklaar, sodat hulle verstaan het wat voorgelees is. Hier het die leraars uit die wet van die Here voorgelees en dit verklaar en daardeur was dit moontlik verander om dit te verstaan. Ons het sopas na herders gekyk en nou 'n bietjie meer inligting ontvang van leraars en nou ontstaan die vraag soms, is daar 'n verhouding tussen herders en leraars? En manier waarop Paulus sê die Here het herders en leraars gegee, volgens Efesiërs 4 vers 11 wat ons vroeër gelees het, skep dit maklik die indruk dat herders en leraars een gawe is en dat een persoon 'n herder-leraar is. Nou die herder-leraar sal dan die persoon wees wat na 'n plaaslike gemeente omsien en die geestelike skapies versorg en leer. Daar is 'n groot oorvleuring tussen hierdie twee take van herderskap en lering. Elke herder moet 'n bietjie lering gee, hy moet sy skape voed met die woord van die Here. En elke leraar moet ook die hart van 'n herder hê, omdat hy mense met sy lering moet bereik en hulle moet aanneem dit wat hy vir hulle sê en hulle moet ook bewus wees dat hy liefde uitstraal. Herders en leraars het nietemin afsonderlike gawes en die verskil lê daarin in hulle fokus. So dis belangrik dat ons hulle nie verwar nie. Alhoewel hulle funksies in baie opsigte met mekaar oorvleuel, is dit twee afsonderlike gawes. Herders is mensgeoriënteerd en hulle fokus hoofsaaklik meer op versorging, waar leraars is taakgeoriënteerd en fokus hoofsaaklik op die bestudering en die toepassing van die woord van die Here. Elke goeie herder moet lering kan gee en elke goeie leraar moet herderskap kan toepas, maar hulle beklemtoon verskillende kante daarvan. Die twee gawes is baie nou aan mekaar verwant, dat ons hulle nie heeltemal van mekaar regtig kan skei nie, maar tog is hulle ook so verskillend, dat ons hulle nie as een bediening kan beskou nie. Ons het dan nou by die einde gekom van die gedeelte wat handel oor die bedieninggawes, en ek vertrou dat na hierdie opsomming van vanaand en wat ons met mekaar vanaand gedeel is, dat die Here deur sy Heilige Gees vir ons lig gewerp het op sekere funksies binne in die kerk en binne in die gemeente, maar dat daar in die toekoms by ons ook 'n ingesteldheid is, dat ons besef dat elkeen van ons moet toegerus word
om diensbaar te wees binne in die gemeente en binne in die kerk en ook binne in die direkte omgewing waarin ons onsself bevind. So ek is opgewonde vanaand daartoe, want die Here bou ons op deur sy woord en maak ons attent daarop dat ons nie net in 'n erediens moet kom sit om te ontvang nie, maar dat ons aktief moet bydra en toegerus word om dan ook so die evangelie van Christus uit te brei en te verkondig in die gedeeltes van ons samelewing wat dit so nodig het. Mag die Here ons elkeen daarin seën. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, hoe aangenaam is dit wanneer ons so lering deur u woord ontvang en op 'n praktiese wyse dit voorgehou word uit die woord uit, hoe sekere funksies binne in die kerk en binne in die gemeente funksioneer, en dan kan ons dit ook funksioneer en ons daarvolgens inrig en dit ook op so 'n manier ter harte neem, en dankie dat die Heilige Gees dit vir ons op so 'n pragtige manier deur die woord uitgelig het, en soos ons reeds vir mekaar gesê het, vra ons ook vanaand in gebed dat u ons elkeen daartoe sal help en ons elkeen daartoe sal toerus, dat ons deur ons gemeente en daar waar ons kerk loop, toegerus sal word vir diensbaarheid in ons gemeenskap en ook in die gemeente en in die kerk, dat ons daardeur ook ons funksie vervul wat u vir elkeen van ons op ons spesifieke plekkie het. Dankie dat ons dit met dankbaarheid kan ontvang van u vanaand, en dat ons dit ook in ons harte sal bære en daaraan sal aandag gee in die toekoms. Ons vra u ook dat u ons elkeen sal seën met 'n veilige en 'n goeie nagrus, en dat u genadehand oor elkeen van ons sal wees. Dit vra ons alles in Jesus naam. Van my kant af is dit dan totsiens, en wanneer dit sover is, 'n rustige nag vir elkeen van u.